Wat het by die opstanding gebeur? Wat het werklik daardie oggend gebeur? Wat het verander tussen Vrydag se donkerte en Sondag se lig? Hoe kan 'n verseelde graf skielik leeg wees? Hoe kan dood plek maak vir lewe? Was dit net 'n storie, net 'n simbool, of het iets bonatuurlik, iets geskiedkundig of iets ewig gebeur? Wat het by die opstanding regtig gebeur? Die Bybel vertel dit eenvoudig, maar kragtig. Jesus is gekruisig. Hy het werklik gesterf. In Johannes 19:30 sê hy, dit is volbring. Daarna gee hy die Gees, 'n soldaat steek sy sy deur, bloed en water vloei uit. Hy word begrawe in 'n graf wat aan Josef van Arimatea behoort het. 'n Groot klip word voor die opening gerol. 'n Romeinse wagte word geplaas. Die graf word verseël. Alles lyk finaal. Maar in Matteus 28 lees ons dat daar vroeg die eerste dag van die week 'n groot aardbewing was. 'n Engel van die Here het neergedaal, die klip weggerol en daarop gaan sit. Die wagte het gebewe van vrees en soos dooies geword. En die woorde wat die geskiedkunnis verander het, word uitgespreek. Hy is nie hier nie. Want hy het opgestaan soos hy gesê het. So wat het gebeur? God het ingegryp. In Handelinge 2 vers 24 verkondig Petrus, God het hom opgewek deur die smarte van die dood los te maak, omdat dit onmoontlik was dat hy daardeur vasgehou sou word. Die dood kon hom nie hou nie. Die graf kon hom nie bind nie. Die mag van sonde was gebreek. Die opstanding was nie 'n terugkeer na 'n gewone lewe nie. Jesus het nie net weer asemhaal om later weer te sterf nie. Hy het verheerlik opgestaan, oorwinnaar oor die dood. In Lukas 24 verskyn hy aan sy disippels. Hy wys sy hande en sy voete. Hy eet voor hulle om te wys, hy's nie 'n gees nie. Dit is dieselfde Jesus, maar verheerlik. In 1 Korintiërs 15 skryf Paulus dat hy meer as met 500 broers te gelyk verskyn het. Die opstanding was nie 'n geheime visioen nie. Dit was gesien, getuig, verkondig. Maar wat beteken dit? Romeine 4:25 sê vir ons, hy is oorgelewe ter wille van ons misdade en opgewek ter wille van ons regverdigmaking. Die kruis het die skuld betaal. Die opstanding is God se bevestiging dat die betaling aanvaar is. Dit is die Vader sê ja en die Seun sê dit is volbring. As Jesus nie opgestaan het nie, sê 1 Korintiërs 5:17 dat ons geloof nutteloos is, dat ons nog in sonde is, maar hy het opgestaan. So wat het die opstanding gebeur? Die mag van die dood is verbreek. Die profesie is vervul. Die identiteit van Jesus as die Seun van God is bevestig. Romeine 1:4 sê vir ons dat hy kragtig bewys is as die Seun van God deur die opstanding uit die dode. En dit is vandag nog belangrik. Ons lewe in 'n wêreld waar dood, verlies, wanhoop werklik is. Grafte is nie simbolies nie. Hulle is pynlik werklik, maar die leë graf van Jesus verklaar dat die dood nie die laaste woord het nie. Omdat hy leef, is daar hoop vir elkeen wat glo. In Johannes 11:25 sê Jesus vir ons, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al ook as hy sterwe. Die opstanding beteken nuwe lewe. Nou reeds, 'n veranderde hart, 'n lewende hoop, krag om sonde te oorwin en die sekerheid dat die fisiese dood nie die einde is nie. Die Sondagoggend het nie net 'n liggaam wat opstaan nie, dit het hoop laat opstaan. Dit het 'n nuwe verbond bevestig. Dit het 'n nuwe skepping begin. So wat het by die opstanding gebeur? Die hemel het getuig, die aarde het gebewe, die graf het oopgebreek. Maar die grootste wonder, God het 'n pad oopgemaak waar geen pad was nie. Die leë graf roep vandag nog. Dit sê, moenie vrees nie. Dit sê, hy lewe. Dit sê, jou sonde is betaal. Jou toekoms is veilig in hom. En daarom staan ons nie by 'n geslote graf en huil nie. Ons staan by 'n oop graf en aanbid, want Jesus leef. En omdat hy leef, kan jy ook. Amen.